Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die geheim van krag. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Psalm hoofstuk 119 vers 9. Dit is een ding om die Bybel te behandel as 'n boek van goeie morele onderrig, om in ag te neem sover dit ooreenstem met die gees van die tyd en ons posisie in die wêreld. Dit is 'n ander ding om dit te beskou soos dit werklik is, die woord van die lewende God, die woord wat ons lewe is, die woord wat ons dade, ons woorde en ons gedagtes moet vorm. Om God se woord enigiets minder as dit te beskou, is om dit te verwerp. Die woord van God openbaar die karakter en toets die motief. Ons moet hierdie woord lees met 'n oop hart en verstand, om die indrukke te ontvang wat God sal gee. Ons moenie dink dat die lees van die woord dit kan bereik wat slegs hy wat die woord openbaar, wat agter die woord staan, kan bereik nie. Sommige loop gevaar om tot die gevolgtrekking te kom, dat omdat hulle ferm vashou aan die leerstellings van die waarheid, hulle eintlik in besit is van die seëninge wat hierdie leerstellings verklaar na die ontvanger van die waarheid sal kom. Baie hou die waarheid in die buitenste voorhof. Die heilige beginsels daarvan het nie 'n beheerende invloed op die woorde, die gedagtes, die dade nie. In hierdie gevaarlike dag van onheil, wanneer verleidings tot ondeug en korrupsie aan alle kante is, laat die ernstige, hartlike uitroep van die jonges na die hemel verhef word. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En mag sy ore oop wees en sy hart geneig wees om die instruksie wat in die antwoord gegee word te gehoorsaam, deur dit te hou na u woord. Die enigste veiligheid vir die jeug in hierdie era van besoedeling is om God hulle vertroue te maak. Sonder goddelike hulp sal hulle nie in staat wees om menslike passies en begeertes te beheer nie. In Christus is die einste hulp wat nodig is. Waarheid moet tot in die diepste hoeke van die siel reik en alles wegsuiwer wat anders is as die gees van Christus. En die leemte moet gevul word deur die eienskappe van sy karakter wat suiwer, heilig en onbesmet was, sodat al die fonteine van die hart soos blomme kan wees, geurig met parfuum, 'n soet ruikende geur, 'n geur van lewe tot lewe.